Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie reflekteer na sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, hierdie is seker ook weer eens 'n baie bekende dier by ons, die wit renoster. En hulle is lief om ook so in die modderbaddens dan ook te lê, terwille van hulle vel en van insekte dan ook. En dan is dit ook so alom bekend sekerlik dat daar 5 verskillende spesies renosters is in die wêreld. Die grootste daarvan is natuurlik die wit renoster dan ook. Wit renosters is die tweede grootste landdier wat daar is. Die eerste is natuurlik die olifant wat daar is. Hulle kan tot op 'n hoogte van 1,8 meter hoog word en tot op 'n gewig van 2500 kilogram. Dit is omtrent die gewig van 30 manne wat een renoster dan ook so weeg dan ook. Die spoed waarteen hulle kan beweeg is tot 40 km/h vir 'n kort periode, wat hulle daardie spoed dan ook so kan handhaaf dan. So liewe vriende, wil ons dan vandag ook so met u deel oor die blokkade wat daar is, wat keer dat ons geestelike seëninge ontvang, en dit is biddeloosheid. Dit is seker een van die grootste redes waarom daar so min geestelike seëning ontvang word in individue, in gemeentes, in kerke. Waarom ons so min geestelike seën ontvang, is biddeloosheid. Dink maar hoe bidgeleenthede bygewoon word, liewe vriende, en dis nie dat dit altyd moeilike omstandighede is nie, dis maar doodeenvoudig dat as daar 'n wil en 'n erns genoeg in die hart is, dan sal ons bid, dan sal ons die Here vra. Weet, ons lees daarso in Daniël 9 vers 13 hierdie verskriklike vers. Hy sê, soos in die wet van Moses geskrywe is, al hierdie onheil het oor ons gekom en ons het die aangesig van die Here onse God nie om genade gesmeek deur ons te bekeer van ons ongeregtigheid en ag te gee op u waarheid nie. Liewe vriende, dis juis as gevolg van biddeloosheid dat daar soveel onheil is nie net in ons land nie, in mense se lewe. En net hierdie rede, en ons het die aangesig van die Here onse God nie om genade gesmeek nie. Ons sien tog wat aangaan in ons eie land en omstandighede, en tog is daar so min wat die aangesig van die Here kom soek. En liewe vriende, dis die antwoord. Die antwoord is nie op ander plekke nie. Dis tog wat ons moet doen. Die tweede wat daar is, liewe vriende, wanneer ons nie bid nie, is ons sekerlik ongehoorsaam. Daar is baie opdragte in die woord van die Here wat vir ons sê dat ons moet bid. Die Bybel sê bid sonder ophou. En nou kom Jakobus 4 vers 2 en dit sê, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is nawywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Omdat ons nie bid nie, liewe vriende, het ons nie, maar dit lei ook tot baie ander dinge. Dit lei tot 'n geveg. Dit lei na nawywer. Dit lei daarna toe dat daar verkeerde begeertes is. En liewe vriende, dat ons in allerhande sondes is, oor ons doodeenvoudig ongehoorsaam is om te bid. Dan, liewe vriende, in Lukas 18 vers 1 staan daar, en hy het ook aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En as jy daaraan dink dat die Here juis deur soveel gelykenisse lering aan mense kom gee het en sy wil geopenbaar het, kom die Here ook deur hierdie gelykenis en hy vertel vir ons dat hy wil hê dat ons moet bid, dat dit vir ons goed is om te bid en dat ons nie moet moedeloos word as ons gebede nie dadelik beantwoord word nie. Ons moet aanhou bly bid. Ons moet sekerlik die Here bly vashou in smeekgebede. En weet jy, wanneer ons opnuut sal terugdraai en begin bid, liewe vriende, vir die eie omstandighede begin te bid. Jy het nou al beklei, jy het baie dinge gedoen, dit het nie veel verander nie. Maar wil jy nie begin bid, jy eie lewe voor die reg hou en bid, en jy sal sien wat die Here kom doen. Kom ons hou die Here daarvoor saam vas, kom ons bid dan. Ons dierbare Here, ons kom bid in hierdie oomblikke ook, vir elke persoon, wat in hierdie dag sê, my stryd is te veel, en te moeilik, mag hulle opnuut die antwoord sien wat u vandag kom gee, en u roep die kinders op om te gaan bid. En Here, en ons wil u vertrou vir 'n groot en 'n heerlike werk. Amen.